Palmsondag was die eerste dag van die Lydensweek. Dit was die dag toe Jesus Jerusalem binnengeraai het en die profetiese woord van Sagaria vervul het, 'n profesie wat honderde jare voor die tyd uitgespreek is. Sagaria 9 vers 9. Wees baie bly, dogter van Sion, juig daarop, dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is regverdig en 'n oorwinnaar, maar tog is hy nederig. Hy ry op 'n donkie, die vel van 'n donkie. Kom ons lees nou ook Matteus 21 vers 2 tot 11. Met die opdrag, gaan na die dorpie hier reg voor julle, en julle sal 'n donkie daar vasgemaak sien staan, met 'n vel by haar. Maak hulle los en bring hulle hier vir my. As iemand protesteer, sê dan, die Here het hulle nodig, hy sal hulle nou terugstuur. Dit het gebeur om die profesie te laat vervul. Sê vir die volk van Israel, kyk, julle koning kom na julle toe. Hy is sag geaard en hy ry op 'n donkie, ja, op die vel van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe gegaan en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en haar vel gebring, hulle boklere op hulle gesit en Jesus het op die donkie gaan sit. Die grootste deel van die skare het hulle boklere op die pad voor Jesus oopgegooi en ander het takke van die bome afgekap en dit oor die pad gesprei. Met Jesus in die middel van die optog het die skare uitgeroep, prys God vir die seun van Dawid, geseënd is die een wat kom in die Here se naam, prys God in die hoogste hemel. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in beroering. Hulle het gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, hy is Jesus, die profeet uit Nasaret in Galilea. Ek wonder soms hoe moeilik dit vir Jesus moes gewees het daardie dag, om uit te kyk oor al daai blye, juigende gesigte en te weet dat teen die einde van dieselfde week, elkeen van daai gelukkige mense sy dood sou aanroep. Op dag 1 verwelkom hulle hom as hulle koning, teen dag 6 roep hulle dat hy gekruisig moet word. En tog het hy steeds sy pad geloop. Hy het steeds die rol gespeel wat voor hom gelê was. Hy was bereid om die lam te wees wat geoffer sou word vir elkeen van ons. Het ons nie ook sulke weke in ons lewens nie, waar iemand jou vriend is eendag en die volgende dag voel dit of hulle jou in die rug gesteek het? Ons natuurlike reaksie is om daardie seer met meer seer te antwoord, met woede, met bitterheid en met pyn. Maar dink net vir 'n oomblik hieroor. Wat sou van ons geword het as Jesus soos ons gereageer het? As hy ons sonde met woede beantwoord het in plaas van liefde? Nie een van ons sou ooit vergifnis kon ontvang het nie. Die wêreld het meer van Jesus nodig en minder van ons gevoelens. Laat Jesus vandag jou voorbeeld wees van hoe om die persoon te behandel wat jou verkeerd behandel het. Die antwoord, hoe moeilik dit ook al voel, is altyd liefde.